Goeiemôre, dis donderdag 30 Oktober 2025. Iemand stuur vanoggend vir my iets aan en gaan so vinnig vir julle lees. Verskriklike toneel, woonstelle, 71-jarige vrou, moordklag met hulle aankoms, het die vrou het met haar gesig na onder op die grond gelê, vasgebind met koperdrade aan haar hande en voete en 'n kabel om haar nek aangetref. Daar was duidelike tekens van geweld en bloed was op haar kop en klere sigbaar. Langs die slagoffer se liggaam is die handsak, beursie en bestuurder se lisensie gevind. Nou, al kommentaar wat ek kon gelewer het op hierdie berig is dat die brutaliteit van aanvalle, en hierdie is nie 'n plaasaanval nie, dis in die dorp gewees in Frankfurt. Nou, van julle het dit seker al op sosiale media gesien, maar dit is hierdie tonele wat besig is om so volop te raak, of so dikwels te gebeur, dat ons nie anders kan as om te begin gewoond raak aan hierdie goeters nie. Nou, ek wil nie vir julle sê, deal with it nie. Dit is nie my boodskap nie, dit is nie hoekom ek hierdie met julle deel nie. Is dat, ek wil hê dat mense daar buitekant begin wakker word, oor die brutaliteit nie net van 'n plaasaanval nie, maar ook wat nou in 'n plaasdorpie, of 'n plattelandse dorpie in die Vrystaat gebeur het. Hierdie goeters is deel van ons bestaan. En dan sê ek weer eens nie vir jou, raak gewoond daaraan nie. Maar ons is besig om gewoond te raak daaraan, want dit is die milieu, of die omgewing waarin ons leef in Suid-Afrika. Brutaliteit gaan toeneem. En daai brutaliteit gaan slegs geneutraliseer word deur jou optrede, deur jou aandag, deur jou bewustheid, dat hierdie tipe van ding met enige iemand kan gebeur. Niemand loop sonder konsentriese sirkels op sy rug rond nie. Wees veilig vir die maand van November. Daar gaan nie môre 'n nuusflits wees nie. Ek het 'n ander afspraak ongelukkig en daar gaan nie tyd wees om voor te berei nie. Maar wees jy veilig vir die naweek wat voorlê, vir die maand van November en vir Desember. Dit is, soos hulle sê, silly season, ons moet wakker word.